Dag sê Kerels en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. Nou vandag gaan ons gesels oor steak, die voorbereiding van steak, hoe jy steak moet ontdooi. Op die tafel hier voor my het ek 'n stuk sirloin, wat reeds verouder is. Hy was nat verouder. Hierdie was nie droog verouder nie. Nat veroudering is wanneer jou steak in 'n vacuumsak verouder sou word. Droog veroudering is die vleis op die been in 'n koelkamer waar daar lug ventileer. Ek wil begin deur gevriesde steak, hoe jy dit sou ontdooi. In die tye waarin ons nou is met die huidige vleispryse, koop baie ouens in groot maat. Met die gevolg is baie van 'n ou se steak moet gevries word. Nou, baie van ons sal steak uit die vrieskas uithaal en sommer in 'n bak warm blou water laat ontdooi. En dis die verkeerde manier. Die regte manier om steak te ontdooi is om dit in die yskas te ontdooi. Jy wil steak eintlik ontdooi teen so 5 grade en nie veel meer as dit nie. Jy behou net meer van jou vog en jou smaak van jou steak as jy geleidelik stadig afbring. As jy steak het wat reeds vakuum verpak is, jy kan hom verder verouder in jou yskas. As jy so 'n pakkie sou koop by jou slagter, hy kan 7 tot 10 dae ten minste kan jy hom in jou yskas verder verouder as hy nie vakuum verpak is nie. Jy kan hom 'n bietjie bedek met olie en so elke dag net omdraai. En daai proses kan jy doen maklik 5 dae of 'n week. Daarna sal jy die olie afvee van die vleis af. Ek gaan gou eers vir ons 'n steak sny. En dan praat ons gou oor die sout. Hier by my op die tafel het ek 'n stuk sirloin, wat reeds verouder is. Nou, meeste van ons hou van 'n medium rare steak en daai is jou dikte, so duimdikte soos hulle sou sê. Ek hou daarvan dat my steak plain is. So ek is nie vreeslik gaande oor marinades en so aan nie, maar dit is 'n persoonlike voorkeur. Dit is soos 'n ou wat suiker in sy koffie drink of nie suiker in sy koffie drink nie. Maar ek voel dat as jy die bees se smaak na vore wil bring, moet jy dit so skoon en so plain as moontlik hou. Veral as dit 'n duursame snit is wat gedroog verouderd was, wat moeite en tyd ingegaan het. Jy soek daai nutty smaak, jy soek daai verouderingssmaak. Ek is gaande daaroor. So 'n uur voor die tyd. Baie ouens vra wanneer sout ek my steak? Sout ek dit gedurende die braai? Jy sout jou steak voor die tyd, so 'n uur of wat voor die tyd, wat jy hom net sout gee. En die rede hoekom ons hom net sout gee, is, jy sal sien na so 'n uur, dat die sout onttrek van die vog uit die steak uit, en dit vorm so 'n braainlaagie as 'n ware bo op die vleis. Nou daai braainlaagie help jou met die seel van jou steak, om die vog tydens die braaiproses binne-in te hou. So dit is hoekom dit baie goed werk. Jy sal natuurlik aan beide kante sout, so ook aan die vet se kant. Ek hou van 'n medium rare steak. Ek gee hom pak 5 minute op 'n kant en dan sal ek klaarmaak deur die vetkant ook te braai vir so goeie 3-4 minute op warm kolle, dat hy so iets wat crispy raak aan die buitekant. En dan sal ek hom paar saam met my gunsteling rooiwyn, natuurlik Butcher's Barrel Reserve Blend van Boer & Butcher. Sien julle volgende week, pas weer verder vleis gesels.